Goeiedag, ek is Nicolette van AgriSouth in Mpumalanga in Limpopo. Ek is vandag hier so by Stefan. Stefan gaan vir ons verduidelik waarna mens kyk as jy 'n tweedehandse trekker van die hand wil sit. Hoi Nicolette, ja baie dankie. Dit is Stefan Meiber van SNA Agriculture. Ons vat sommer 'n mag vanoggend hierdie ou massiekie 135 as 'n voorbeeld. Die belangrikste ding wat jy moet doen, eerste ding voordat jy 'n trek aan 'n kliënt koop is om sy behoeftebepaling te doen. Dit help nie gee vir my trekker en hy kan nie doen wat hy moet doen nie. So die eerste ding is behoeftebepaling. Daarna moet jy die trekker nou maar saam met hom deurgaan. Dis baie goed as hy kan start, die ligwerk, die PTO werk en dan moet jy hom natuurlik 'n bietjie ry. Wys hom dat jy reverse vorentoe, agtertoe, die brieke alles kan werk. Ons het so 'n checklist wat ons vir die kliënte gee, net om te wys dat dit is geteken, hy het gekyk, dit is vir hom gewys, dit is aan hom verduidelik en nadien se moet terugkom. Hierdie tipe van trekkers het lankal nie meer 'n waarborg op hulle nie. Jy kan nie 'n trekker tweedehandse trekker waarborg nie. So dit is nou ongelukkig so. Maar wat ons doen altyd maar, ons wys vir 'n kliënt, die maak 'n walk around, wys hom, sit een van my mense op, wys hom die liftwerk op en af, die PTO werk, wys hom die PTO werk, dan natuurlik 'n trekker moet start. Jy moet hom vir hom kan start, dat hy die engine kan hoor, bietjie ref, en dan moet jy hom bietjie beweeg, laat hy kan sien, vorentoe en agtertoe, ry hom, laat hy kan sien, as hy power steering het, wys dat hy werk. Ek het baie kliënte sê, ja, maar die lift werk net op en af, ja, gou 'n ploegie, sit 'n ploegie op, wys vir hom my werk, en dan is dit nou maar net as jy doen. So die oomblik as jy weet wat is sy behoefte, dan weet jy ook wat so implement het hy, of wat so implemente wil hy hê, en jy kan dit trou met mekaar.